So 80 km suidoos van Johannesburg is 'n klein dorpie met die naam Balfour. En vroeg vanoggend is ek en Elmo op pad soontoe. As mens op die N3 tussen Durban en Johannesburg ry, sien 'n mens baie keer die naam, maar min mense draai af om te gaan ondersoek instel. Die veld rondom ons is droog, want die eerste somerreëns het nog nie geval nie, maar op 'n manier is dit vir my mooi. Dit is lekker vir my om sulke ver paaie te ry. En soms het mens jou eie vermaak nodig. Bang, 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 Maria, te quiero, bang, bang, bang. Bang, 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 Maria, te quiero, bang, bang, bang. Bang, 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 Maria, te quiero, bang, bang, bang. Bang, 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 Maria, te quiero, bang. Ons kom oor 'n bult en hier lê Balfour voor ons. Dis is nou in die dorp waar mense die naam al so baie gehoor het, Balfour. Is jy reg vir 'n nuwe ervaring? Absoluut. Maar wag, neem gou 'n foto van my. Goeie idee. Op die klip. Is jy reg? Ek is reg. Hou hom. Get op. Ek kos ry hierdie dorp gou. Ek dink hierdie foto gaan nice wees. As jy in 'n nuwe dorp gaan kuier, ry jy deur die dorp om te sien waar alles is en dis presies wat ons doen. Die graanseiers troon sommer so uit oor die dorp. Hierdie is seker die hoofstraat van die dorp. Dis Johnny McQuena straat. Ja. Die dorp is baie vroeg al baie besig en die mense skarrel om by hulle werk uit te kom. Soos alle klein dorpies is al die besighede hier in die hoofstraat. Die munisipale kantore is hier op linkerkant en daar's ook die stadsaal. Hier's 2 kerke op een terrein. Dis 'n Nederduitse hervormde kerk. Dis die poskantoor. Balfour poskantoor. Die biblioteek is 'n ou gebou met 'n interessante boustyl. Hier's 'n muurbaalklub. Op regterkant is die polisiestasie. Dis die gemeenskapsdienssentrum en die polisiekantoor. Dit lyk na die magistraatskantore. Ek dink ons moet die kar daar los net. Hier's 'n pragtige kerk, NG Kerk Balfour. Die Afrikaanse protestantse kerk. Kylie's Tuck Shop. En hier is verblyf op regterhand. Dis mooi tuine, die mense doen moeite met hulle tuine. Mense het heerlike groot erwe hierso. Dis 'n pragtige huis. Hier op regterhand is groot sportvelde. Dit lyk soos deel van die skool. Ek hoor Balfour se hoërskool is 'n baie goeie skool. Ja, dis 'n gekombineerde skool, die hoër en die laerskool Balfour. Ek het 'n afspraak hier. Ek het op 'n kaart gesien dat hier onder die duikweg op linkerkant 'n woonbuurt is waar baie Indiër mense bly. Mense van Indiese afkoms maak omtrent 10% van Balfour se bevolking uit. Hierdie woonbuurt het pragtige groot huise. As 'n mens so deur die strate van Balfour ry, kry mense 'n goeie idee van die dorp en sy mense. Het jy geweet hier's 10 skole in die dorp? Regtig? Hier's baie kinders. So baie skole vir so 'n klein dorp. Ja. Ek weet waar ons langs die pad begin mens bloeisels sien. Lente is pad. Kar gaan die hele dag veilig wees hier voor die magistraatskantore. Kom ons kry mekaar laatmiddag by die NG Kerk hier in Tempashosiestraat. Ja, net so voor die son ondergaan. Jy moet jou dag geniet. Jy ook. Die dag begin en dis heerlik vir my om in so 'n vreemde dorpie rond te stap. Hier staan ek in daai straat en ek is op pad na daai verste bult daar agter waar ek 'n groep merkwaardige vroue op 'n ongelooflike plek gaan ontmoet. Ek moet roer. Dis 'n hele entjie stap na welgeleë manne toe, maar kyk net, dis die moeite werd. Pragtige bome, pragtige plante. Kyk net die huis. Lyk soos iets uit 'n ander wêreld. Hierdie is 'n indrukwekkende gebou met pragtige kunswerke. Hallo dames. Kan ek maar hier sit? Seker? Sê my, waaroor skinder ons vandag? Ons kinder nie, hoekom dink jy ons kinder? Almal ken vir almal. Ja. So as jy 'n storie begin, gaan dit gou-gou by die regte plek uitkom. So jy maar jou mond hou hierso. Ja. Maar julle kuier lekker, né? Ons kuier lekker. Kyk, ons kom uit 3 verskillende dorpies, Groot Vlei-Greilingstad en Balfour, en dan kom ons saam met die Blommeklap of die Vroue Landbou Unie en ons is heerlik gesellig saam. Kyk, ek wil vir jou iets wys. In watter tyd ek groot geword het. Ken jy dit? Is dit kaas?
Nee, asseblief moenie eet nie. Dis boerseep, dis regte boerseep. Toe ek groot geword het, my ouers nog boerseep gekook en ons het die wasgoed daarmee gewas. Hierdie lyk soos die boordeel van die mikrofoon. O, Hallo. dit is wat die ou mense gebruik het om vlee te vang. Hulle het melk in die onderste deel gegooi, dan gaan die vlee daarin So gaan die vlee hier onder ek daar sien, en dan is daar 'n klein gaatjie. Ek het nog nie geweet dat melk dit sal doen. Ja, enige iets vir vlee wat hulle graag wil opsit. Dis baie interessant. Ja, Hoe is dit vir jou om hier in hierdie omgewing te bly? dis wonderlik. Ek het baie oor see gereis, maar ons Suid-Afrikaners is anders as die Europeërs. Ons huise is oop vir mekaar. Dames, baie dankie. Maar nou nie te veel skinder nie, hoor. Ek het nou lekker by die vrou gekuier, maar ek wil gou eers 'n bietjie deur die indrukwekkende gebou stap. Hallo Denver, welkom by Welgelegen. Ek is Connie. Aangenaam, my kind is lekker Lekker met om jou jou. hier te hê. Maar wat is hierdie gebou? Denver, hierdie gebou is 'n Sir Herbert Bakerhuis. Dit is gebou in 1912 vir Andries Mostert. Dieselfde tyd as die Unie gebou. So baie van die afronding sal jy ook in die Unie gebou sien. Regtig? Ja. Connie gaan wys my die agtertuin. Dis asemrowend, is dit nie? Dit is. En dis net 'n uur van Johannesburg af. En as jy 'n vliegtuig het, ons het 'n graslandingsstrook. Wat het julle nie? Ek sal graag nog langer wil kuier, maar ek moet terug dorp toe stap. Dis nog 'n hele entjie. Wat 'n indrukwekkende plek. En die dames wat ek vandag ontmoet het, is nie minder indrukwekkend nie. Hier in Balfour is verskeie kultuurgroepe, onder andere mense van Indiese afkoms. En dit was my beurt om vandag 'n resep te kry. Ek het met Asha Soma gereël om vir my iets besonders te wys. Hallo Asha. How are you? Lekker en jy? Kom binne. Baie dankie. Ag, dis pragtig. Ek ruik sommer onmiddellik hierdie kruie. Sjoe. Dit ruik lieflik. En wat presies gaan jy vandag vir my maak? Ek gaan vir julle hoender curry maak en 'n roti. Hoender curry en roti. Ag, nou kan ek uiteindelik sien hoe dit gemaak word. Wat het ons alles nodig? Ons nodig sout, Ja. body, fyn koriander, fyn komyn, russiepoeier, En olie. olie, naaltjies, kaneel, ster anysade en lorieblare. Ei gekap 1, gemmerplak, vars gebreekte groen brandrussies, koriander vars, knoffelpasta en 2 gerasperde tomaties. 1 hoender 1 hoender wat gesny is. en die aardappels. 4. 4 aardappels. 4 aardappels. Dit lyk baie. En water. Water. Goed. Ons gaan eers hierdie marineer. Ons nodig die sout. Dus 2 lepels sout. Body 1 teelepel. Fyn koriander 2 teelepels. Goed. Dan Fyn komyn 2 teelepels. Die russiepoeier. Hierdie is dus 3 teelepels. lekker. En dan hierdie is die gemmerplak. 3 teelepels. Ja. En dis is knoffelpasta. Soos 2 teelepels. En dan dis die groen brandrussies. 3 teelepels. Dan sit ons 'n bietjie olie. Geniet jy dit om te kook? Ek geniet dit baie. Dan marineer ons dit. Nou het jy hom lekker ingewerk met jou hande. So wat gebeur nou, Asha? Nou gaan ons die olie warm maak. Op watter plaat moet ek hom sit? Sommer op 'n groot plaat. Dan sit ons die stoof aan. Dan kan hy nou lekker warm word, sjoe. Ja. Asha, hoe is dit om hier te bly? Ag, dis baie wonderlik. It's very peaceful. Ja? Ja, en ons het 'n baie groot familie hier. En as ons kinders wil skool toe vat en dit vat nie ons lank nie. 5 minute is ons daar. Ja. En 5 minute ons terug huis toe. Asha, ek dink die pot is nou seker warm genoeg. En sit dan 'n bietjie olie. Omtrent 4 eetlepels. Omtrent 4 eetlepels. Dan Goed. sit ons die naaltjies. 6 naaltjies. Dan sit ons die kaneel. 6 Zes op kaneel. 6 stukkies. Die sterrenys. 4 ster anys. Goed. En dis die Laurierblare. hierblare. 4 of so. En hy is baie belangrik in curry. Ja. En
Dan sit ons die eie. Ja, sy. Okay. Dit is vir my so lekker om dit te maak, Asha. Ja, dis reg. Reg. Nou sit ons die helle. Ek sien hy is velloos. Ja. Ja. Hy ruik lekker. Dan sit ons die water. En dit is nou ongeveer 2 koppies. Ja, omtrent 2 koppies. Dan sit ons die geraspte tomaties. Geskilde Geskilde aardappels. aardappels. En dan daar ook is omtrent 2 koppie water. Nou, maar miskien 'n bietjie meer. En nou sien ek hoekom hierdie groot pot so belangrik is. Ja. Daar's hy. En dit moet seker nou 'n hele rukkie kook. 25 minute. En jy maak hom glad nie moeg. Nee, ons mag dit nie op nie. Dis nou 'n goeie tyd om die roti te maak. Goed. Wat het jy nodig vir die roti? 1 koppie gesifte breinbroodmeel. Nou sit ons in hier 2 eetlepel olie en kokende water. Ek het gehoor hy het nou net gekook. Hy's vuurwarm. Sit dit net bietjie. Right. En dan maak ek 'n deeg. Hoeveel roti kan hierdie stukkies maak? Omtrent 10. Omtrent 10. Ja. Dan sit ek bietjie sifted dis die flour. Nou, as julle hierdie resep soek, kan julle gerus na ons webblad toe gaan, www.mooiloop.tv of na ons Facebook bladsy toe. Wat sê? Maar kom ons gaan bak dit. Ja, kom. Want daar is mos nou olie binne-in, so Ja. jy het nie olie nodig nie. Ja. Met roti draai ons dit net 3 keer. Dan dit word nie baie hard nie, dit bly sag. Ooh, En nou is dit amper reg. daar's hy. Wil jy my vat? Ja. So lekker. Perfekte roti. En al ons Indiese kos sit ons koriander bo-op. Dit ruik fantasties. Jo. It's iets anders. Dis iets anders. Ja. So Asha, my eerste reaksie sal nou wees ek het 'n mes en vork nodig. Ons eet Sonder met die hand. Ja, kan ek jou wys? Ja, asseblief. Vat ons 'n stuk roti so. Maak ons dit oop. En dan Bietjie breek jy, vleis. ja, dan breek jy dit so Die af. aardappels. Goed, so ons breek 'n stukkie af. 'n Stukkie hoender. Aardappel. 'n Stukkie aardappel. En dan het ons 'n oomblik van stilte vir hoe fantasties dit is. Sjoe, dit is regtig lekker. En ek dink daar is 'n plek vir 'n Indiese restaurant in hierdie dorp. Miskien moet jy een oopmaak. Dit was nou 'n heerlike ervaring. En wat dit nog meer spesiaal maak is die feit dat jy met jou hande kan eet. 'n Mens kan nie na die Belfort omgewing toe kom sonder om een van ons land se kleinste geproklameerde dorpies te besoek nie. Die plek se naam is Val en ek is op pad soontoe. Val is so 'n halfuur se ry van Belfort af en het glo net 28 inwoners. Die graanseiers oral in die omgewing is nogal indrukwekkend. Kyk die straatname, baie oulik. Mense, kyk net al die tekkies wat daar oor die draad hang. Ek het met Rita Brits gereël om my 'n bietjie in die dorp rond te wys. Hallo Denver. Hi Rita, hoe gaan dit? Welkom Val. Baie dankie man. Waar het alles begin? Hoe het julle hier beland? Man, my oupa het hier 'n plaas gehad. So ons het eintlik hier groot geword. Elke vakansie was ons op Val. Ja. En toe het ons in 94 vir ons die hotel op 'n veiling gekoop en 10 jaar later vir ons die ou winkel wat ons toe in hierdie kroegie omskep het. Waar kom die naam Val vandaan? Die naam Val was eers Waterval voor die Boereoorlog. Ja. Maar daar was soveel watervalle gewees, waterval noord van Pretoria, waterval bo en waterval onder en een in die Vrystaat dat al die poste te mekaar geraak het. En toe besluit hulle gaan dit nou maar net verander na Val. Kom, wys nou 'n bietjie rond. Nou kom ons gaan kyk. Ja, hoor. waar gaan ons? So wat is die storie oor die skoene? Dis 'n interessante storie, Denver. Jy weet as 'n paartjie trou of dan skryf hulle name in hulle ou paar skoene. Een van haar skoene en een van syne. En dan moet die bruidegom nou die skoen daar oor die draad probeer gooi. Dit is maar net om 'n spesiale geleentheid te herdenk. Ja. Baie slim. Ek gou daarvan. So ons staan nou in die hoofstraat van Val. Dit is baie stil. Ek het nog nie 'n kar gesien hier verbyry nie. Wat dink jy, dis stil? Ons het 'n kerk, ons het 'n sportklub, ons het 'n hotel, ons het 'n algemene handelaar, ons het 'n ou poskantoor in die ou stasie en 'n polisiestasie. So jy is 'n regte dorp. Ons is 'n regte egte dorp. Ek en Rita stap om die dorp te verken. Kom ons kyk aan die kerk daar. Gaan ons net 'n kerkie kyk, okay.
Dis 'n oulike en pragtige kerk hierdie. Is dit nie lieflik nie? Ja. Hy's gebou in 1964 en net daarna die weerlig hom geklits. En mens kan die brandmerke nog teen die klip sien en toe is hy herbou. En daar's die doopvond. Elke keer as 'n babatjie gedoop word, dan sit ons hulle naampies daarop. Ag, oulik man. Sjoe. Kom, wys my nog op buite. Ek en Rita stap na die hotel toe. Ja? Hoe oud is hierdie hotel? Hy's 1896 gebou. Wow, dis oud. Ja. As 'n hotel so oud is, dan is daar seker spook in die hotel, is daar nie? Het die hotel 'n spook? Ja, hy het. O, okay, vertel. Sy naam is Horace Fry. En hy was die ou blacksmith gewees van die dorp. Maar ek sê altyd vir gaste, as hulle hom ooit raakloop, moet hulle tog net vir hom vra waar het hy die goud begrawe sodat hulle my kan kom sien. So iets regtig 'n spook. Kyk, Denver, hier is Horace Fry se leeskamer. Dit was die ou private lounge van die hotel gewees. En daaroor kan jy by die muur sal jy daar sien die ou boutegniek, dat hierdie kamer is nog met ou modderstene gebou. Hoe is dit wat dit is? Ja, ja. Ja, dis baie interessant. Rita gaan wys my een van die hotel se stoepkamers. So hier's kamer 1 nou. Dit was die ou bottelstoel, maar dit is nou baie meer glamorous as dit is nou die bruidskamer. Ja, lyk 'n bietjie romanties hier binne. Dit is baie romanties, maar net een catch, die skoonma slaap in die kus. Val is 'n bitter klein plekkie, maar hy het alles wat 'n dorp nodig het. Hy het 'n kerk, 'n kroeg, 'n winkel, 'n polisiekantoor en 'n hotel met 'n spook. Ek kies koers terug Belfort toe. Dis vroeg lente op die Hoëveld, maar ek het nou al 'n entjie gestap en is nogal warm vandag. So ek gaan gou iets geniet by Kykie Piering koffiewinkel. Sjokoladekoek. Yummy. En melktert. Lemon meringue. Dis wel lekker goed. Hallo. Welkom by Kykie Piering. Baie dankie. Kan ek so lank vir ietsie kry om te drink en te eet? Ja, ek wil asseblief 'n grape tizer hê en 'n hoender en avokado slaai. Kyk, gewoonlik bestel 'n mens 'n lekker sny koek in 'n koffiewinkel, maar ek gaan vandag soet wees en 'n slaai eet. Die somer is in die lug. Lekker. Dit lyk heerlik. Baie dankie. 'n Lekker vars slaai. Perfek vir 'n warm dag. So as jy weer 'n draai in Belfort kom maak, kom eet ietsie by Kykie Piering. Dis net hier in Voortrekkerstraat. Op 'n klein dorpie is 'n revue 'n groot affære. En hier by die Hoër en Laerskool Belfort is hulle hard aan die oefen. Hulle het my genooi om 'n kleuterpetisie by te woon. Hallo, jy moet Werner wees, nee. Hierdie was ons graad 11 groep gewees. Ja? Dis ons seniors van volgende jaar. En dit is die liefdestema. Dis nou aan die orde van die dag vir hulle, nee. Ja, die hele revue gaan oor dis 'n legkaart wat jy bymekaar moes gesit het. Ja. So het ons nou perfek gedink met hierdie liedjie met stop, wag, bly nog 'n bietjie want as jy in ons dorp kom, sal hulle nie weer wil verlaat nie. So dit was die regte liedjie om mee goed af te sluit. Dit is regtig baie oulik. Belfort is 'n plek waar mens maklik sal verbyry. Jy weet nie jy moet hier kom stop. As jy eers in Belfort was en jy weet wat om hier te doen en jou hart eers in Belfort is, dan sal jy nie sommer weer net verbyry nie en jy sal gerus 'n draai kom maak. Ja. En die revue is een van ons groot geleenthede elke tweede jaar. Elke tweede jaar. Ja, so dis maar net om ons kultuur ook uit te leef vir die skool. Hierdie klompie het lekker energie. Hulle moet seker pootheid wees na die tyd. Werner sê volgende aan die beurt is die heel kleintjies. Swallow
wil ook met 'n paar van die kinders praat. Lee en Michaela. Hoe was hierdie konsert vir julle gewees? Lekker. Hoekom? Want is lekker om te dans, nee Michaela? Maar is julle nie skaam as julle op die verhoog is nie? Nee. Nee. Hoe lank het julle geoefen? Baie lank. Baie lank. Het die juffrouens met julle geraas? Nee. Partykeer. Nee. Wys my gou 'n armbeweging, een van julle armbewegings. Jy is die volke in my wyn, nie ritme, my sokkies vanaand. Ek gaan hulle twee sommer in my tas sit en huis toe vat. Wat is julle gunsteling vak op skool? Wat is die lekkerste ding vir julle wat julle leer? Sing. Prentjies inkleer. Prentjies inkleer. En wiskunde? Ons doen nie wiskunde. Ons doen nie ekkie. Wat is 1 + 1? Dis 2. Jy sien, daar's julle wiskunde klas nou klaar verby. Mooi. Julle kry sterretjies. Skud my hand, baie geluk. Julle staan eerste in hierdie klas van my. Ai, verlang ek nou terug na my skoolkonsert daar. Jy's my rooi rokbokkie. Wil jy met my kom sokkie? La 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 la. Balfour is nie 'n toeristedorp nie, dis 'n werkende dorp, maar ek dink dit het baie potensiaal. Balfour is 'n besige en lewendige dorpie, maar op 'n manier is die mense rustig. As jy op die Mpumalanga Hoëveld rondry, verdien Balfour regtig 'n besoek. Ek is bly ons het hier nou gekom. Dit was regtig iets anders. Iets wat my opval is dat hier baie voëls is in die dorp. Hoor net daar. Voor ons hiernatoe gekom het, was ek skaars bewus van Balfour se bestaan. Baie van die mense met wie ek gepraat het, het gesê hulle wil in geen ander dorp woon nie. Nou dat ek tyd hier spandeer het, verstaan ek dit so 'n bietjie. En ek dink dit gaan oor die rustigheid. Dit was 'n heerlike dag, maar die sonnetjie trek water en ek stap kerk toe om vir Denver te gaan ontmoet. Hallo. Hi. Het jy jou dag geniet? Ja, vreeslik. Weet jy, ek was so verras deur wat ek gekry het in hierdie dorp. Die hele omgewing is 'n verrassing. En dit was dan Balfour. Ons groet er 'n volgende keer. Selfde tyd, ander plek. Mooi loop. Tranquility Base here. The Eagle has landed.